Baie welkom by Mos Wêreldwyd Aanlyn Tuiskool se potgoeie. Hierdie potgoeie word geskep om jou as ouer te bemagtig om jou kind te ondersteun. By Mos Wêreldwyd wil ons jou kind help floreer in 'n onbekende toekoms. Lekker luister. Goeiedag en baie welkom by vandag se potgooi. Ek en Johanrey gesels vandag so 'n bietjie oor kunsmatige intelligensie en hoe ons wil graag julle as ouers bemagtig sodat julle kinders tot die beste van julle vermoë hiermee kan help. Ons lewe in 'n onsekere tyd met kunsmatige intelligensie en die onsekerheid bring mee dat dit dikwels verkeerd aangewend word. Johanrey, baie welkom. Het jy vir ons enigstens 'n opinie hieroor? Dankie meneer Net. Ja, welkom ook aan die ouers van my kant af. Ek dink wat jy daar sê is baie waar dat ons lewe in baie onsekere tye en ek was nou nie daai tyd hier gewees nie, maar ek kan dink dat dit is dieselfde onseker tye as wat dit was met die oorgang van navorsing in 'n biblioteek gaan doen teenoor navorsing op Google te doen. En vandag is dit so algemeen is. Weet ons gaan, ek weet nie meer of ons biblioteek toe gaan noodwendig vir navorsing nie, maar dat jy daar so baie artikels en dinge geskrywe is op Google. Die ander een wat by my opkom is toe die sakrekenaar uitgekom het. Nou weer eens toe want ek kan onthou was die sakrekenaar daar, maar daar was 'n tyd gewees waar daar nie 'n sakrekenaar was nie. En ek dink altyd is daar die gevoel gewees daai tyd moontlik was dat jene, nou is hier jammer vir die Engelse woord 'n device of 'n ding, ek weet nie wat die regte woord daarvoor is nie, wat nou vir ons die werk vir ons gaan doen. En ek dink ons is dalk nou min of meer by dieselfde plek. Daar's hierdie vraag wat gevra word om te sê, jy weet, AI of soos dit in Afrikaans bekend staan, kunsmatige intelligensie of KI, gaan dit die werk vir ons doen. En ek dink as mens ietsie gaan leer uit wat gebeur het met die sakrekenaar, is dat die gevolg daarvan was gewees dat ons op 'n vroeër ouderdom meer komplekse wiskunde kon doen. Ons kon groter somme bymekaar tel, ons kon groter somme bymekaar maal, ons kon, ja, soos ek sê, meer komplekse wiskunde doen. So wat het eintlik gedoen het is, dit het eintlik ons wiskunde na 'n volgende vlak toe geneem. En ek dink ons moet kunsmatige intelligensie op dieselfde manier sien. Ons moet nie kunsmatige intelligensie sien as hier is 'n ding wat gaan steel by ons nie, soos wat die sakrekenaar nie by ons gesteel het nie, maar bygevoeg het. So dink ek gaan kunsmatige intelligensie byvoeg. Maar, meneer Net, daar's altyd 'n maar. Hulle sê mos gewoonlik, die reël van maar is dat wanneer jy maar in 'n sinnetjie gebruik, dan alles wat voor maar gebeur, word dan nietig verklaar. Ek wil nie dit moet nie nietig verklaar word nie, maar daar kom 'n baie groot maar by. Die sakrekenaar het hierdie potensiaal gehad om ons luier te maak, want nou hoef jy nie meer jou maaltafels te ken nie, jy hoef nie meer vinnig in jou kop te kon optel of minus nie, en so wanneer jy die sakrekenaar net daarvoor gebruik, dan steel hy by jou. En is dieselfde met kunsmatige intelligensie. As ons nie kunsmatige intelligensie gaan gebruik om ons meer effektief te maak of om ons vaardighede te verder te ontwikkel nie, dan gaan hy by ons steel. En die prentjie wat by my opkom is, jy weet, die prentjie oor die evolusie prentjie van die aapie en dan die groter aapie en dan staan die aapie regop en dan kry ons 'n mens. Die KI het die potensiaal om daai weer om te draai en dat ons vaardighede al hoe minder en minder en minder raak. So ek dink dit is waar ouers ons die kinders moet help. Om seker te maak dat KI word aangewend om hulle vaardighede te verbeter, want vaardighede is nog steeds belangrik. Daar's twee redes vir ons kinders hoekom vaardighede, die ontwikkeling van hulle vaardighede nog steeds belangrik is. Die een groot rede is want KI gaan geëvalueer moet word. Jy gaan vir KI vra, stel vir my iets op
En dan gaan ons dit moet evalueer om te kyk of KI die regte ding gedoen het. So daar gaan nog steeds kritiese denke in wees. Daar gaan nog steeds die regte vrae gevra moet word, want KI kan net vir jou gee wat jy vir hom vra om vir jou te gee. So ons gaan nog steeds kritiese denke nodig hê, ons gaan nog steeds die regte vrae moet vra. Ons gaan nog steeds probleemoplossend moet wees. So daai goed gaan nie verval nie. Daai goed gaan opgeskerp moet word. En net om daai goed op te skerp, gaan jy nog steeds moet werk aan jou vaardighede, om jou vaardighede te ontwikkel. Dink aan jou taalvaardighede, jou wiskundige vaardighede ensovoorts. Maar die tweede groot rede, hoekom KI, hoekom hierdie belangrik is en hoekom ouers, kinders moet help om KI op die regte manier aan te wend, is omdat hulle gaan nog steeds in Suid-Afrika 'n doodgewone eksamen moet skryf, in 'n eksamenlokaal. En daar gaan nie rekenaars wees nie, daar gaan nie selfone wees nie, daar gaan nie KI wees nie. En so wanneer ons kinders, ek wil amper sê, te gewoond maak aan hierdie ding, dan gaan hulle skok kry. En hulle gaan nie hulle optimaal presteer wanneer hulle daai eksamen moet skryf nie. En ongelukkig in Suid-Afrika is daai een van jou belangrikste eksamens. Ek is gister bejaar en ek het tot die skok gekom dat oor 7 jaar is ek 40, so met ander woorde, ek is baie nader aan 40 as wat ek in 18 was, of is, en as ek nou gaan aansoek doen vir 'n werk, dan vra hulle nog steeds vir my matriek sertifikaat. Ongeag die ander grade wat 'n mens intussen gedoen het, of die ander kursusse wat jy gedoen het, hulle vra nog steeds jou matriek sertifikaat. En so ons moet ons kinders help om hulle, dat hulle ordentlik voorberei is vir daai eksamen. Men jy net, ek het 'n week of wat terug 'n werkswinkel aangebied met my graad 8 en 9 leerders, en ek wil graag hierdie potgooi sommer afeindig met die opname van daai werkswinkel. En so ek wil julle as ouers, wil ek uitnooi om terug te sit en te kyk, want dis regtig iets ongelooflik om te sien hoe 'n mens KI kan aanwend om jou vaardighede op te skerp. So, kyk gerus hierna. Julle almal weet wat AI is, julle almal gebruik AI, meeste van julle weet nie hoe om AI vir die regte rede te gebruik nie, meeste van julle misbruik AI, baie van julle kry heeltyd oranje borrels en dan sê die juffrou vir jou, hou op om AI te gebruik. Maar AI is nie iets wat gaan verdwyn nie, okay? AI gaan heeltyd hier wees en ek het al baie hieroor gepraat. Daar's 2 maniere hoe jy AI kan gebruik in Essential. Jy kan AI gebruik om jou leier en dommer te maak, of jy kan AI gebruik om jou slimmer te maak en om jou skills te ontwikkel soos niemand anders jou skills kan ontwikkel nie. En dis wat ek vanoggend vir julle wil wys. Jy kry, as ek in my kombuis instap, dan is daar 'n laai en binne in daai laai is daar 'n baie skerp mes wat ek gebruik om vleis te sny. Nou ek gebruik daai mes om my te bevoordeel, ek gebruik daai mes om my, as ek 'n lekker skaapbout gekoop het, of ek het steak en ek wil dit kleiner sny, dan gebruik ek daai mes. Maar ander mense, ongelukkig, sal in my kombuis ingaan en dan gebruik hulle daai selfde mes om iemand anders te seer te maak, of om iemand anders leed aan te doen. En dis dieselfde met AI. Jy kan besluit, gaan jy AI vir die regte rede gebruik, of gaan jy AI vir die verkeerde rede gebruik. Nou, hierdie wat ek vir julle wil wys is ongelooflik powerful. Julle het toegang tot dit met ons pakket, met ons Google Workspace pakket. Dis Afrikaans. Met ander woorde, almal van julle wat vir my byvoorbeeld hande in die lug opgooi en sê, ek kan nie die Afrikaans, ek kan nie die wiskunde doen nie, jou ma moet R1000 betaal vir wiskunde ekstra klasse. Ek wil vir julle wys hoe powerful is AI. Goed, so ek wil hê julle moet hierna kyk, hou gou op chat asseblief in die in-call messages en kyk gou hierna en maak actually 'n besluit om van vandag af AI vir die regte redes te gebruik. Okay, goed, so wat ek wil doen is, ek gaan my skerm deel met julle. Ek gaan my hele skerm deel, sodat julle presies kan sien waar ek klik, en ek gaan die proses saam met julle nou doen. Okay, so ek gaan blind in hierdie ding in. Goed, so
kom ek gaan gou na wiskunde toe. Wiskunde is altyd 'n baie contentious vak waar mense altyd sê ek weet nie hoe om die wiskunde te doen nie. So ek gaan na wiskunde graad 8 toe en as ek nou deur hierdie borrels kyk, dan sien ek, as ek nou deur hierdie goedjies kyk, nou ek moet eerlik met julle wees, ietsie wat my oog gevang het, is hierdie ouetjie hier onder. Gaan kyk, waar is hy? Hierdie ene, desimale magte en wortels. Ek weet nie hoe om dit te doen nie, eerlikwaar. So ek jokkie nou vir julle nie. Ek pretend nie nou nie. Ek het hierna gaan kyk en ek het soos gegaan en sê, "Jesus, hierdie goedjies, ek kan nie eens dit onthou van my skool nie." Ek het so 'n bietjie deur dit gelees. Eerlik met julle wees, ek was te lui om die video te kyk. Ek het nie die video gekyk nie. Ek het dadelik gegaan na die opdrag. Nou ek het nie toegang tot die handboek nie, maar gelukkig omdat ek nou werk by die MOS, het ek gesien hierso onder is die antwoorde. Ag nie die antwoorde nie, die somme. Hierdie is wat in jou handboek is. En ek het hier deurgegaan en ek het gesê, "Saks, ek weet nie eintlik hoe om hierdie te doen nie." En plus ek is te lui om die video te kyk en ek wou nie deur alles gelees het nie. Maar kom ons sê dat jy was in die posisie gewees waar jy nou baie mooi deur alles gewerk het. Iemand wat nie gemute is nie, mute jouself asseblief. Kom ons sê jy het nou baie mooi deur al hierdie goedjies gewerk en jy kom by hierdie oefening en jy sê en jy probeer dit en jy sien, goodness, ek weet nog steeds nie hoe om dit te gebruik nie. Okay, of ek weet nog steeds nie hoe om hierdie te doen nie. Nou meeste mense, kinders, baie keer gaan en dan is hulle soos van, en dit is wat in die skool gebeur. In die skool gaan hulle skryf net iets neer want ek gaan wag tot meneer die antwoorde vir my gee. Nou by MOS weet julle nou jy kry oranje borrel as dit gebeur, nee, en dis nie lekker om oranje borrels te kry nie. So, kom ek wys julle, kom ek doen dit nou saam met julle. Goed, hierso is die werk wat jy moet doen. Jy moet 'n paar van die oefeninge doen, maar ek gaan nou hierdie foto letterlik net sê copy image. Dan gaan ek na Gemini toe. Nou Gemini, hoekom ek Gemini gebruik is omdat hy deel is van die pakket wat jy by die MOS kry. So jy kan ChatGPT, jy kan ander platforms toe gaan, maar ek gaan nou Gemini gebruik want Gemini het 'n baie cool tool. As jy hier onder gaan klik by tools, dan sal jy sien daar heel bo is guided learning. Okay, nou guided learning beteken hulle gaan vir jou leer hoe om hierdie te doen. Hulle gaan jou slimmer maak. Hulle gaan jou nie dommer maak nie, hulle gaan jou guide hierdie proses. Nou die verkeerde manier hoe jy hierdie kan doen, wys die fotootjie daarso, is jy kan sê gee vir my die antwoorde. En hy gee vir jou die antwoorde, jy skryf die antwoorde neer en jy het absoluut niks geleer nie. Jou borrel kom oranje terug want jy voorsien jy het AI gebruik en niemand benefit uit die proses uit nie. Okay. Hier is 'n beter manier om dit te doen en dit is wat ek julle wil aanmoedig wat julle asseblief moet doen. Jy het nie 'n tutor nodig nie. Jy het eintlik nie eens 'n onderwyser nodig nie. Okay? Kyk gou hierna. Gee vir hom konteks. Ek is 'n leerder in Suid-Afrika dat hy weet wat se land se kurrikulum hy moet gebruik. En ek is in graad 8. Goed, ek het hierdie somme vir huiswerk gekry. Ek wil nie hê jy moet vir my die antwoorde gee nie. Jy moet my lei om by die antwoord uit te kom. Ek verstaan nie die werk nie. Wanneer ek by die antwoord, by die regte antwoord kom, sê vir my of dit reg is. Kyk, cool, nou gee ek vir hom daai. En nou omdat jy gesê het guided learning,
sê hy vir jou, hallo, dis 'n goeie plan, ek sal jou help om self die oplossing te vind deur leidrade en vrae te gee. Hierdie oefening gaan oor magte en wortels van desimale getalle. Kom ons begin by afdeling A. Wat vra dat ons getalle moet quadreer of tot derde mag verhef? So jy kan sien Google Gemini kan Afrikaans praat. Alright, nou lees ons lekker hierdeur. Wanneer jy desimale getalle met homself vermenigvuldig, is daar 'n maklike triek. So hy praat ook sommer jou taal op, want jy het vir hom gesê jy is in graad 8. Ignoreer die komma vir 'n oomblik en vermenigvuldig die getalle asof hulle heelgetalle is. Tel die totale aantal syfers wat na die komma is in die oorspronklike som. Plaas die komma in jou antwoord sodat dit dieselfde aantal syfers. So, okay, nou lees jy, hulle gee vir jou 'n voorbeeld. 0,2 tot die mag 2 is dieselfde as, en ons weet dat 0 tot die mag 2 beteken ek moet dieselfde getalletjie moet ek met homself maal. So 0,2 maal 0,2, 2 maal 2 is 4. So omdat daar 2 syfers na dit is dit is die antwoord 0,04. Okay. So, jy het die deurgelees, kom en sê jy verstaan nog steeds nie. Ek gaan myself nou dom hou, ek gaan maak of ek nie verstaan nie. Alright. So, jy kan, die vraag is, bereken 0,1 tot die mag 2. Okay, so ietsie wat ek verstaan het daar, is dat 0,1 maal 0,1, 1 maal 1 is 1, so met ander woorde, die antwoord bly dan net dieselfde, 0,1. Okay, is dit reg? Kom ons kyk gou, wat sê hy vir my? 1 maal 1 is mos 1, so die antwoord moet dit wees. Alright, sê ek byna, kom ons kyk weer na die reël oor die aantal syfers na die komma. Die som is 0,1 maal 0,1, so met ander woorde, die eerste 0,1 het 1 syfer na die komma, die tweede 0,1 het ook 1 syfer, so as ons dit by mekaar tel, hoeveel syfers moet daar in totaal na die komma wees? Net 1. Moet daar net 1 syfer wees? Nee, nie reg nie. Kom ons sê wat, kyk wat sê hulle, daar is 1 plek, okay, ek verstaan, ek moet die 2 moet ek by mekaar tel, okay, so met ander woorde 0,1 plus 0,1 as ek hulle by mekaar sit, daar's 1 en daar's 1 plek na die komma, so met ander woorde daar's 2 plekke na die komma, so is die antwoord dan 0,01. Dat sê, okay, jy is heeltemal reg, 0,01 is die korrekte antwoord vir 1A. Alright, kom ons kyk gou na die volgende ene. So met ander woorde, omdat dit staan tot 0 tot die mag 2, moet dit wees 0,01 maal 0,01. Nou 0,01, wag, kom ek gaan daaraan. 0,01, 1 maal 1 is 1. Maar nou tel ek, daar's 1, 2, 3, 4 plekke na die komma, so is die antwoord dan 0,001. Ons kyk of ek reg is. Jy is baie naby. Ek sien nie vas, ek het net 3 spasies na die komma, en daar's 2, en daar's 2, so dan moet, okay, so ek weet nie, daar's 0,0001, want nou is daar 4 spasies na die komma. Daar is hy, alright, nou is ek reg. So, okay, nou gee hulle vir my nog 'n sommetjie. Nommer 5 is 1,2. Yes, so, 1,2 tot die mag 2. So ek weet dat 12 maal 12 weet ek is 144. Okay, I get that. Maar hoeveel syfers is daar altesaam na die komma? Daar is 2 syfers na die komma. So waar gaan die komma wees? Eerlikheid, hierdie is nou vir my confusing. Ek gaan nou uitfigure, daar's 2, so dan wees 0,144. Kom ons draai daai ene. Ek vat nou 'n wille raaiskoot en ek verstaan nie eintlik wat hulle sê nie. Ek's reg dat dit 44 is, maar daar's 1 komma en daar's 1 komma. So dan moet okay, so ek sien dat daai ek moet net 2 kommas na die syfer hê
So dit moet eintlik wees 1 4 nee, 1,44. Is dit reg? Okay, 100%, nou weet ek's reg. Alright, so nou het jy so 'n bietjie met die ding gestoei, jy verstaan nou, of jy dink jy verstaan dalk. Alright, nou gaan kyk jy na jou wat jy actually moet doen. Okay, so die huiswerk, dit wat hulle vir jou in die bottel vra, is daai. Goed, kom ons kopie hom, gaan na Gemini toe sê, okay, ek dink ek verstaan. Hierdie is die somme wat ek by die huis moet doen. Copy paste, okay? Ek gaan hulle probeer help my waar ek 'n fout maak. Okay. Uitstekende lys. So jy het klaar nommer 1 en nommer 5 gedoen, hierbo. Jy het mos nommer 1 gedoen, nommer 5, so jy weet hoe om daai te doen. So nou sê hulle vir jou, okay, gaan na nommer 8 toe. Nommer 8 is 0,1 maal 0,1 maal 0,1. Okay. 1 maal 1 maal 1 bly 1. Daar's 3 spasies, so dit wees 0,001. Is ek reg? %100% korrek. Okay, nou moet ons doen nommer 16 in die lys. Nommer 16 is 0,2 tot die mag 2 maal 0,3 tot die mag 2. Kom ek draai hom. Okay, so ek weet dat dit is 0,2 maal 0,2. Dis wat die eerste een vir my sê. En dan moet ek dit maal met 0,3 maal 0,3, want dit sê 0, dit sê hierso 0,3 tot die mag 2. Okay, so 0,2 maal 0,2 is, ek weet 2 maal 2 is 4, en ons 2 spasies, so ek dink die antwoord is 0, kom ek maak gou 'n sprisse fout net om vir julle te wys, is 0,4 en daai ene moet wees 0,9 en dit is maal die 2 bymekaar, 4 maal 9 is 36, so dit is 0,36. Kyk, so kom ons sê jy maak 'n foutjie. Hy gaan presies vir jou sê waar jy jou foute gemaak het. Jy het die som mooi in stukkies opgebreek. Dis presies die regte manier om dit aan te pak. Daar is egter 'n klein foutjie met die aantal plekke na die komma. So nou weet jy in jou eerste stap. Nou weet jy waar jy fout gemaak het. Nou klik jy, ja, ek moet mos die hoeveelheid. So okay, nee, wag. Ek weet dit moet wees 0,04 maal 0,09 wees. En so met ander woorde, die antwoord is dan 0, en ons 4 plekke, so dit moet wees 0,036. Nee, 4 plekke, kom ons kyk of ek nou reg is. Okay, jy is in die call. Nou die laaste enetjie van die huiswerk is dan nou hierdie ene, nommer 17. Ja, dis nogal so 'n moeilike ene. Okay, maar die eerste een is maklik. Ek is nou al alright met hom, 0,2 maal 0,2. Dis die eerste enetjie. Hulle sê so ook van onthou volgorde van bewerkings, né? BODMAS. Ek kan nie lekker onthou wat dit is nie, maar ek dink dat dit staan vir brackets of die Afrikaanse ene is ek het 'n ander een geleer, maar ek weet van hakkies of deel maal plus en dan minus. Okay? So ons draai goed daai plus en dan ek weet nie wat om met daai 3 te maak nie. Maar ek weet dat 3, wanneer jy 3 buite hakies sit, dan beteken dit maal. So ek gaan nou maar raai dat jy moet maal daarin sit en dan moet jy hierdie enetjie ook maal 0,3 maal 0,3. Okay?
So dit is gelyk aan 0,2 maal 0,2 maal 0,2 gaan wees 0,006 en ek weet ek maak 'n fout, maar ek maak expres die fout om vir julle te wys. Plus 3 maal, wat is 0,3 maal 0,3 is 0,09 en so die antwoord moet dan wees 0, of kom ons los eers 0,006 daarso. En 3 maal 0,9, 3 maal 9 is 27, so is die antwoord dan 0,27, om daar by mekaar te plus, is die antwoord dan 0,0276. Kom ons kyk of my antwoord reg is. Som baie mooi uiteengesit, dit help om stap vir stap te werk. Kom ons kyk net na 2 klein plekkies waar 'n foutjie ingeslyp het. Hulle sê vir my, so jy het geskryf 0,2 maal 0,2 maal 0,2 is 0,006. Die aantal plekke na die komma is reg, maar kyk weer na die syfers. 2 maal 2 maal 2. 2 maal 2 is 4, 4 maal 2. Ek verstaan my fout. Okay. So met ander woorde, dit moet wees 0,008. Okay, is dit dan plus 0,27. So met ander woorde, die antwoord is 0,0278. Is dit dan die regte antwoord moet wees? Okay, daar is nou reg. Jy het die antwoord gegee as 0,0278. Kom ons toets dit weer. Weet jy wat ek fout gemaak? Onthou, as ons 0 aan die einde van dit voeg om het makliker te maak. Okay, so met ander woorde, die antwoord wees 0,278. Is ek nou reg? Yes, ek's baie naby. Okay, so met ander woorde. Alright, so hierdie is net, en so kan jy nou deur dit gaan, hierdie is nou 'n praktiese verduideliking, en dan wat ek vir julle wil vra, wat julle by dit kan doen, is as jy dan nou jou antwoorde ingee, né? Dan vat jy hierdie hele, ekskuus ek deel geweer my skerm, jy vat hierdie hele gesprek, wat jy nou hierso gehad het, okay? Jy kopie hom, so jy sal kyk waar jy moet kopie. Okay, so jy gaan elkeen kan kopie nie. So wat jy kan doen is, jy vat hierdie hele gesprek, jy highlight hom, jy kopie dit en jy sit dit net so of op 'n dak of in jou kommentaarblokkie. Want wat dan gaan gebeur is, dan gaan die juffrou sien, okay? Jy het AI gebruik vir die regte rede om jou slimmer te maak en dan gaan jou borrel groen terugkom.